Ons groet ook graag elkeen wat nou elektronies by ons oujaarsdag aandiens aansluit. Mag ons elkeen dan ook die oujaar uitgaan met 'n dankbare hart vir dit wat die afgelope jaar gebeur het, maar ook met 'n dankbare hart vir dit wat ons gaan ervaar in die jaar wat kom en wat vir ons voorlê. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, na U genade troon vol mag, majesteit en heerlikheid, omring deur glorieryke heerlikheid, kom ons om U te loof, om U te prys en U te aanbid. Graag wil ons aan U al die eer gee, wat U tot in alle ewigheid toekom, want U alleen is waarlik God. U alleen heers van ewigheid tot in ewigheid. U alleen is waardig om deur ons aanbid en verheerlik te word. En as ons so met ontzag op ons knieë voor U neerval, dan dink ons aan al die hemelwesens en al die gelowiges wat ons vooruit gegaan het, wat voor U troon buig om U te aanbid, om U heerlikheid te verkondig, om U naam te verheerlik en om U te heilig. Is ons gebed, Here, dat U ook vanaand hier by die afsluiting van 2025 by elkeen van ons persoonlik teenwoordig sal wees. Ons dank U vir alles wat ons die afgelope jaar kon ervaar en kon beleef. Ons dink aan vreugdevolle oomblikke, maar ook hartseer geleenthede. En ons weet dat U in albei tye by ons teenwoordig was. En wanneer ons uitsien na die jaar wat voorlê, wil ons saam met Moses ook bid. Here, ons gaan nie hier vanaf verder stap, as U ons nie vooruit gaan nie, as U nie saam met ons stap nie. Ons wil die toekoms saam met U ingaan, en dis waarom ons vanaand hier in U huis by mekaar teenwoordig is, waarom ons nou U naam aanroep, en waarom ons bid dat U vir ons 'n boodskap sal gee, 'n boodskap wat ons sal kan verstaan en begryp, en 'n boodskap waardeur U geëer en verheerlik sal kan word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ja, geliefdes, dit is een van die dinge wat ons ongelukkig baie min beheer oor het. Tyd. Die tyd vlieg vinnig verby. En hoe groter mens word en hoe ouer jy word, hoe vinniger voel dit vir jou asof die tyd verbygaan. Dit voel soos gister, toe ons verlede jaar se oujaarsdiens gehad het. En nou is alweer nog 'n jaar verby en daarmee. En daar is so baie dinge wat ons eintlik hierdie jaar nog wou klaarmaak, maar waarby ons net eenvoudig nie uitgekom het nie. En wat nou nog in die nuwe jaar wat voorlê vir ons wag. Aan die einde van die jaar kyk 'n mens maar gewoonlik terug aan alles wat gebeur het die afgelope jaar. En jy roep in herinnering al die mooi dinge wat gebeur het, al die dinge wat vir jou vreugde verskaf het, wat vir jou lekker was, maar jy dink ook aan die hartseer tye, tye waar jy by iemand se gedenkdiens of begrafnis was, iemand wat nou nie meer saam met ons die toekoms kan ingaan nie. En daarom met 'n mens altyd hierdie tyd van die jaar sulke gemengde gevoelens. En ons besef dat ons in tyd vasgevang is. In 'n groot mate beheer die oorlosie ons lewe. Soveel so dat ons nou vanaand ook 'n misverstand gehad het oor hoe laat ons erediens begin. Ongelukkig was daar mense wat gedink het dit begin 6:00 en hulle was 6:00 al gereed vir die erediens. En toe begin ons nou 7:00, so
tyd kan nogal 'n mens se lewe vasvang en dit kan jou lewe nogal deurmekaar krap en dit kan dit nogal beheer in 'n groot mate. Daarteenoor het ons te doen met God wat ewig is. Ewigheid is iets wat ons onsself eintlik nie regtig kan indink nie, omdat ons so tydgebonde is. Nou vanaand se tema is 'n moeilike een. 'n Baie moeilike een. En ons moet baie mooi fokus, mooi konsentreer en mooi kop hou om mooi te verstaan waaroor dit alles gaan. Die tema is Jesus is die ewige Vader. Jesaja 9 vers 5 het ons gelees met ons Kersangdiens. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God of Sterke God. Ons het verlede keer gepraat oor sterke God, magtige en sterke is maar sinonieme van mekaar. Ewige Vader en dan Vredevors. Nou ons het nou al reeds gepraat oor die wonderbare Raadsman, oor die magtige God, oor die Vredevors. Ons het die moeilikste een gelos vir laaste. En dis die ewige Vader een. Die feit dat Jesaja vir die seun wat gebore gaan word, ewige Vader noem. Dis merkwaardig. Ewige Vader, die twee woorde so by mekaar, kom nêrens anders in die Bybel presies so voor. Dis net hier in Jesaja 9 vers 5, waar ons die twee woorde so direk langs mekaar aantref. En daarom is dit nogal moeilik, wanneer 'n mens probeer verstaan wat dit beteken, omdat jy nie ander plekke het wat jy kan gebruik as verwysing, wat presies dieselfde woorde langs mekaar sit, om jou te help om die betekenis daarvan te verstaan. En nou het ons te doen met die vakgebied waarin ek nou gespesialiseer het en waarin ek my doktorsgraad gekry het, die dogmatiek of die sistematiese teologie, of in gewone Afrikaans die leer oor God. In hierdie studieveld en studierigting word hierdie benaming gewoonlik gebruik wanneer daar van God die Vader gepraat word, as die skepper van die hemel en die aarde. Met ander woorde, die eerste persoon in die goddelike drie-eenheid. Nou ons glo mos in 'n drie-enige God. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En ons glo dit is een goddelike wese wat homself aan ons bekend maak of openbaar in drie persone. Die persoon van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En in hierdie vakgebied bestudeer ons nou juis hierdie terme, hierdie benaminge en ons probeer verstaan wat daar aangaan. En julle kan nou maar vir Dominee Jan vra, ek dink dis seker een van die moeilikste vakgebiede in die teologie, selfs moeiliker as Grieks en Hebreëus. En dis nog moeiliker wanneer dit gaan oor die Triniteit, of die leer oor die drie-eenheid van God. Nou vra ek die vraag, waarom word Jesaja geïnspireer om hierdie unieke, buitengewone benaming vir die seun wat gebore gaan word te gebruik? Want soos ek al reeds in die verlede vir u gesê het, Jesaja as Israeliet en as Jood sou nooit hierdie benaminge vir 'n seun wat gebore word uit sy eie uitgee nie. Vir hom as Jood en as Israeliet sou dit godslasterlik wees om van iemand wat gebore te word te praat as magtige God, as ewige Vader, die wonderbare Raadsman en die Vredevors. Dis nog redelik aanvaarbaar, maar daardie twee benaminge, dit kon Jesaja slegs neerskryf as God hom daartoe geïnspireer het. En daarom sê ek, dis vir my die bewys, een van die baie,
dat die Bybel werklik geïnspireer is deur God, en dat dit nie maar net 'n menseboek is, wat deur mense geskryf is. Om te probeer verstaan en kop en stert hiervan te probeer uitmaak, gaan ons vanaand lees uit 1 Johannes hoofstuk 1, en ons gaan hierdie hoofstuk vanaand saam lees en so 'n bietjie daaroor nadink. En ek gaan baie teksverwysings ook vanaand gebruik, waarna ek net gaan verwys, ek gaan dit maar net op die skerm vertoon, en die ideaal sou wees dat jy, wanneer jy nou by die huis weer na hierdie opname gaan kyk, want ek stuur vir elkeen wat die opname ook wil hê, skakel daarheen. As jy nou nie die skakel kry nie, soek net Falconreach Fantastiese Familie op YouTube, en jy sal die kanaal kry, en dan kan jy na al die verskillende aflewerings oor die wonderbare raadsman, die magtige God en die vredevors ook gaan kyk. Dan kan jy, wanneer jy na die opname kyk, pauseer by daardie punt wanneer die teksverse genoem word, en jy kan elke teksvers gaan lees. En ons het nou nie tyd vanaand om al die teksverse te lees, maar dit sal vir jou help om mooi te verstaan waaroor alles gaan, as jy dit op daardie manier gaan doen. Die woord wat die lewe is die opskrif. Van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. En hierdie hom van wie Johannes hier praat, is Jesus Christus. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom, ons het hom gesien en is getuie daarvan, en ons verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. So Jesus is van die begin af daar, net soos God wat in die begin die hemel en die aarde gemaak het. Hy is die ewige lewe en hy bring die ewige lewe deur sy verlossingswerk, en hy was by die Vader toe die Vader geskep het. En ons gaan net nou ook kyk wat hy in die Johannes Evangelie daaroor geskryf het. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle in ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waarin ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. So hier word hy nou pertinent op die naam genoem. Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees. En dan onder die opskrif God is lig, skryf hy verder, dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig, en daar is geen duisternis in hom nie. Nou wanneer Johannes van lig praat, dan bedoel hy eintlik gehoorsaamheid en heiligheid. En as hy van duisternis praat, dan bedoel hy sonde, ongehoorsaamheid, die bose. So mens moet dit altyd in gedagte hou as jy Johannes lees. As God dan lig is, dan beteken dit hy is heilig, sonder sonde. As daar geen duisternis in hom is nie, dan is daar geen boosheid in hom nie, geen sonde, geen ongehoorsaamheid. As ons beweer dat ons aan hom deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg ons, en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe, soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap, en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself, en is die waarheid nie in ons nie, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar, en is sy woord nie in ons nie. Tot sover ons skrifgedeelte vanaand. Dis die kern van die evangelie, van die verlossingswerk deur Jesus Christus. Ons weet, Jesus is die Seun van God, ons glo dit. Ons weet, hy is die lewe, ons weet, hy is die ewige lewe en hy bring dit. Ons weet, hy is die lig en ons weet ook, hy is die woord. Maar, ewige Vader, dis 'n bietjie moeiliker. In 1 vers 1 skryf Johannes dat Jesus, wat hy hier die ewige lewe, die woord en die lig noem, van die begin af daar was, en dit dui op sy ewigheid. Dit stem ooreen
met wat in Johannes Evangelie geskryf staan in hoofstuk 1 vers 1. In die begin was die woord daar, en die woord hier is Jesus, en die woord was by God, en kyk wat staan daar, en die woord was self God. Met ander woorde, Jesus was self God. Hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom, en dan skryf hy nou verder, niks het tot stand gekom, wat nie deur hom tot stand gekom het nie, God het deur hom en vir hom alles geskep, en alles wat daarop volg. En daar is talle teksverse in die Bybel wat verklaar dat God die Vader ewig is. Dis nie vir ons moeilik nie. Jy kan al daardie teksverse rustig gaan deurlees, dit gaan daaroor God, ons hemelse Vader, die skepper van die hemel en die aarde, hy is 'n ewige Vader. Daar staan ook in die Bybel op baie plekke, jy kan dit gerus gaan lees, dat hy tot in ewigheid regeer. Hy regeer as koning van ewigheid tot in ewigheid. Hy het 'n ewige koninkryk. Hy het nie 'n begin nie, en hy het ook nie 'n einde nie. Omdat hy ewig is. Want dis wat ewig beteken. Dis nie in tyd nie. Dit gaan tyd te bowe, sonder begin, sonder einde, vir altyd. Hy is nie, God is nie aan ruimte en tyd gebonde soos ons nie. En jy kan ook in daardie teksverse dit gaan lees. Soos in Psalm 139 byvoorbeeld, jy kan nêrens gaan waar God nie ook is. Hy is maar net oral teenwoordig. Hy is nie soos ons gebonde aan plek nie. Ons kan nou vanaand net hier wees waar ons nou is. Ons kan nie gelyktydig hier wees en ook by ons huis, of ook by Pick n Pay of waar ook al, terselfde tyd nie. Hoe harder jy probeer om dit reg te kry, hoe minder kry jy dit reg. Ons kan nie. Maar God is nie gebonde aan ruimte, tyd en plek nie. Hy is verhewe daaroor, omdat hy ewig is. So van God die Vader weet ons dis waar, en dis nie moeilik vir ons nie. Ons kan dit maklik aanvaar. Maar daar is ook talle teksverse wat verklaar dat God die Seun, Jesus Christus, en sy troon ewig is. Net soos wat God vir ewig regeer, word daar ook gesê dat die Messias wat gaan kom, 'n ewige koning gaan wees. Sy koninkryk gaan tot in ewigheid wees. Net in die volgende vers, Jesaja 9 vers 6, word dit ook gesê. En in Lukas 1 word dit ook weer aangehaal, dat hy so 'n ewige koning gaan wees. So om te sê dat Jesus ewig is, soos wat God ewig is, dis ook nie vir ons so moeilik nie. Daar is ook talle teksverse wat uitdruklik verkondig dat Jesus God is. Dat hy nie maar net 'n gewone mens is nie, dat hy baie meer as dit is. En ons het nou verlede keer toe ons gepraat het daaroor dat hy magtige God is, dat ons dit ook beklemtoon het. Hy kan die storm stil maak, want hy is God. En ons het hier in Johannes 1 vers 1 uitdruklik gelees, dat hy self God is. Daar in Filippense word ook gepraat van elke knie wat sal buig en elke tong wat sal bely, dat hy die Here is. En dis die naam van God van die Ou Testament. Jesus is God. In Romeine 9 vers 5 word dit uitdruklik ook so gestel. So dat Jesus ook God is, dat hy ook ewig is, dat sy koninkryk ook ewig is. Dis nie vir ons moeilik nie. Dit sê talle teksverse. Een van die merkwaardigste teksverse in die Bybel is Hebreërs 1 vers 6, waar God self sy engele opdrag gegee het om Christus te aanbid. Sal God wat gesê het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, vir 'n engel opdrag gee, om iemand anders as hy self te aanbid. Dit sê dus Jesus is God. Hy is inderdaad die ewige Vader. Jesus is dus net soos God die Vader, ook ewig en ook God, en albei sy heerskappy en heerlikheid
is tot in ewigheid. Dit word van albei van hulle gesê. Daar is verskeie skrifgedeeltes waar God Vader genoem word, die skepper van die hemel en die aarde. En dan dink ons aan die eerste persoon in die goddelike drie-eenheid. Baie teksverse noem God Vader, en jy kan gerus al daardie teksverse gaan lees. Maar nou kom ons by die kruks van die saak. Kan ons die Seun van God ook Vader noem, soos Jesaja gedoen het? Want Jesaja het pertinent gesê, hy is die wonderbare raadsman, die magtige God, die ewige Vader, vredevors. Kan ons dit regtig doen? Is daar ander bewyse in die skrif wat vir ons die reg gee om dit te kan doen? Was Jesaja reg gewees? Mag ons vir Jesus ook ewige Vader noem. Oor Jesus lees ons in Matteus 16 vers 27, wanneer Jesus self sê, die Seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy Vader, en sal elkeen volgens sy dade vergeld. So met Christus se wederkoms gaan ons sien dat hy dieselfde heerlikheid het as God die Vader, die skepper van die hemel en die aarde. En in Johannes 14 vers 7 is daar 'n gesprek tussen Jesus en sy disippels, en dan sê Jesus vir hulle, as julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Dis nou my Vader, dis God die Vader. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle, en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Wie my haat, lees ons in hoofstuk 15 vers 23, haat ook my Vader. In hoofstuk 16 vers 15, alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. En dan in 1 Johannes 2 vers 23, wie nie die Seun erken nie, verwerp ook die Vader. Wie die Seun erken, erken ook die Vader. So daar is tog ook teksverse waar Jesus en die Vader ten nouste met mekaar verbind word, omdat albei God is en daar net een God is. Die drie-eenheid van God is 'n goddelike misterie, dis 'n geheimenis. Dis een van die moeilikste goed om te verstaan en te probeer verduidelik. Want hoe kan dit 3 persone wees, maar is net een goddelike wese? 3, maar net een, dit maak amper nie sin nie, dis asof dit 'n optelsom is wat nie wil uitwerk nie. En daarom moet 'n mens eerder 'n vermenigvuldiging teken tussen die ene sit. 1 maal 1 maal 1 is gelyk aan 1, as om te sê 1 plus 1 plus 1 is gelyk aan 3. Maar dit help ook nie regtig om God ten volle te verstaan. Ons kan ander voorbeelde ook gebruik van goed wat 3 is, maar tog 1. H2O, wat ons as water ken, kan 'n vloeistof wees. Maar dit kan ook 'n vaste stof wees wanneer dit ys. En dit kan ook 'n gas word, stoom, wanneer dit verhit word. So kan ons ook byvoorbeeld sê, maar ek is net een mens, maar ek is my vrou se man, ek is my kinders se pa, en ek is die gemeente kinders se dominee. So ek is ook 3 verskillende rolle wat ek vertolk, maar ek is net een mens. Maar al hierdie vergelykings wat 'n mens ook al kan maak om te probeer om die drie-eenheid te verduidelik, skiet baie ver te kort. Want God is baie groter as al ons pogings om hom te probeer verklaar en te probeer verduidelik en te probeer verstaan.
Jesus sê, die dag en die uur van die wederkoms weet net die Vader alleen. Selfs hy weet dit nie. Is moeilike goed om te verstaan. Ons koppe is te klein daarvoor. En dis wonderlik dat dit so is. Want as ons vir God kon verstaan, dan sou ons mag en beheer oor hom kon uitoefen. Want dit wat jy verstaan, het jy beheer oor. Soos 'n wiskundesom. As jy eers die formule verstaan en weet hoe die berekeninge werk en watter stappe om te volg en hoe om by die regte antwoord uit te kom, het jy beheer oor daai som. Maar voor daai punt is die som groter as jy. En God moet altyd groter bly as ons. Daar moet nooit 'n punt kom waar ek kan sê, nou verstaan ek God volledig nie. Nou verstaan ek God volkome nie. Want dan het ek God geword. En dit kan nie gebeur nie. Dit bly vir ons 'n geheimenis, 'n misterie. Ons het 3 geloofsbelijdenisse, die apostoliese geloofsbelijdenis, geloofsbelijdenis van Nicea en die geloofsbelijdenis van Athanasius, wat probeer om hierdie 3 eenheid van God te verwoord. En die een wat die meeste probeer om dit te doen is die geloofsbelijdenis van Athanasius. Dis ook die laaste een wat in 500 na Christus eers geskryf is en aan Athanasius toegeskryf is, alhoewel hy waarskynlik nie self persoonlik daarvoor verantwoordelik was nie. En ek wil graag nou hierdie geloofsbelijdenis net 'n slag weer vir ons lees en vra dat jy noukeurig sal oplet. Dis 'n moeilike geloofsbelijdenis, maar dit gaan oor 'n moeilike begrip, oor 'n moeilike God, wat ons verstand te klein is om volkome te verstaan. Vir elkeen wat salig wil word, is dit voor alle dinge nodig, dat hy die algemene geloof hou. Maar elkeen wat dit nie geheel en al en ongeskonde bewaar nie, sal sonder twyfel ewig verlore gaan. So as die inhoud van jou geloof nie korrek is nie, dan is jou geloof nutteloos, dan baat dit jou niks. So wat moet die inhoud daarvan wees? Die algemene geloof is dat ons die een God in die drievuldigheid en die drievuldigheid in die eenheid eer, sonder om die persone te vermeng of die substansie te deel. So wanneer ons sê dat Jesus ook ewige Vader is, dan vermeng ons hom nie met God die Vader. Hy bly nog steeds God die Seun, alhoewel hy ook God is. Van die persoon van die Vader is 'n ander, van die Seun 'n ander en van die Heilige Gees 'n ander. Maar die Vader, die Seun en die Heilige Gees is een Godheid met gelyke eer en mede-ewige majesteit. Hoedanig die Vader is, sodanig is ook die Seun en sodanig ook die Heilige Gees. Die Vader is ongeskape, die Seun is ongeskape en die Heilige Gees is ongeskape. So niemand het God gemaak nie. Dis wat dit beteken. Die Vader is onmeetlik, die Seun is onmeetlik en die Heilige Gees is onmeetlik. Dit beteken niemand kan God meet nie. Dis soos om 'n weerligstraal se ampere te probeer meet. Ons het nie die instrumente om dit te kan doen nie. Dit is net doodeenvoudig te groot, te veel, te sterk. Dit sal ons instrumente wat ons in die huis gebruik om ons huisapparate en toestelle mee te meet net heeltemal verbrand. Ons het niks waarmee ons God kan meet nie. Hy is vir ons onmeetbaar groot. Die Vader is ewig, die Seun is ewig, die Heilige Gees is ewig. En dit het ons ook nou vanaand by talle teksverse ook gesien. Nogtans is dit nie 3 ewiges nie, maar 1 ewige. Net so ook nie 3 ongeskapenes of 3 oneindiges nie, maar 1 ongeskape en 1 oneindige. Athanasius wil beklemtoon dat dit net 1 goddelike wese is. Net so is die Vader almagtig, die Seun almagtig en die Heilige Gees almagtig. En tog is dit nie 3 almagtiges nie, maar 1 almagtige. So ook is God die Vader, God is Seun en God is Heilige Gees. En tog is dit nie 3 gode nie, maar dit is 1 God. Net so is Heer Vader, Heer Seun en Heer Heilige Gees. En tog is dit nie 3 Here nie, maar dit is 1 Heer. En ons het net nou gesê, Here is die naam wat hulle vir God in die Ou Testament gebruik.
Want soos deur die Christelike waarheid gedwing word om elke persoon afsonderlik God en Heer te noem, so is dit ook deur die algemene geloof verbode om van 3 gode of Here te praat. Want dit gaan daaroor dat wanneer ons die Bybel lees, dan hoor ons hierdie getuienisse oor God, wat ons verstand net eenvoudig te bowe gaan. En hier probeer hulle dit verwoord. Die Vader is deur niemand gemaak, geskape of verwek nie. Die Seun is deur die Vader alleen nie gemaak of geskape nie, maar verwek. Die Heilige Gees is nie deur die Vader en die Seun gemaak, geskape of verwek nie, maar gaan van die Vader en die Seun af uit. So is daar dan een Vader, nie 3 vaders nie, een Seun, nie 3 seuns nie, een Heilige Gees, nie 3 Heilige Geeste nie. En in die drievuldigheid is niks eerder of later nie, en niks meer of minder nie, maar al 3 persone is onderling mede-ewig en volkome aan mekaar gelyk. Daar is ook die dwaalleer wat sê dat daar 'n hiërargiese rangorde is, Vader, Seun, Heilige Gees, en dat die een hoër gesag het as die ander, en dis nie waar nie. Sodat in alle opsigte, soos al reeds hierbo gesê is, die eenheid in die drievuldigheid en die drievuldigheid in die eenheid geëer moet word. Daarom wie dus salig wil word, moet so oor die drievuldigheid voel. Maar vir die ewige saligheid is dit nodig dat hy ook getrou aan die menswording van ons Here Jesus Christus moet glo. Want Jesus was nie net God, die ewige Vader, die magtige God, die vredevors, die sterke God, die wonderbare raadsman nie. Hy was ook 'n mens, wat as mens gebore is. Die regte geloof is dan dat ons glo en bely dat ons Here Jesus Christus, die Seun van God, tegelyk God en mens is. Die Heidelbergse Katekisme sê in die Nederlands geloofsbelijdenis praat van die 2 nature van Christus, sy goddelike natuur en sy menslike natuur. Hy is ook uit die substansie van die Vader voor alle tye verwek en mens uit die substansie van sy moeder in die tyd gebore. Volkome God, volkome mens met 'n redelike siel en menslike vlees. Aan die Vader gelyk na sy godheid, belangrik, minder as die Vader na sy mensheid. Want wanneer hy aan die kruis sterf, dan sterf hy na sy mensheid, nie na sy godheid nie. Want anders sou ons moes sê, God is dood, soos wat Jürgen Moltmann, die Duitse teoloog, beweer het. En dis nie waar nie. Christus sterf as mens. Dit word in die Bybel baie duidelik so vir ons uitgespel. En alhoewel hy God is en mens, is hy nogtans nie 2 nie, maar 1 Christus. 1 nie deur verandering van die godheid in vlees nie, maar deur die aanneming van die mensheid in God. 1 nie deur vermenging van substansie nie, maar deur die eenheid van die persoon. Want soos die redelike siel en die vlees 1 mens is, so is God en mens 1 Christus. Wat gelei het om ons saligheid ontwil, terwyl hy neergedaal het op die 3de dag, weer opgestaan het uit die dode. Opgevaar het na die hemel, aan die regterhand van die Vader sit, en vandaar sal kom, om hulle wat nog lewe en hulle wat al reeds gesterf het, te oordeel. By wie se koms alle mense weer sal opstaan wat die liggaam betref, en rekenskap sal gee van hulle eie werke. Hulle wat goed gedoen het, sal in die ewige lewe ingaan, maar hulle wat kwaad gedoen het, in die ewige vuur. En nou die laaste een. Dit dan is die algemene geloof. As iemand dit nie getrou en vas glo nie, sal hy nie salig word nie. Ons sien dus dat dit verskriklik moeilik is om die 3 eenheid van God in woorde te probeer beskryf. En na Athanasius se tyd, 500 na Christus, het hulle dit probeer doen. En wat beteken dit vir ons dat Jesus die ewige Vader is? Hier by die jaarwisseling besef ons maar net weer ons eie tydgebondenheid en ons eie tydelikheid. Elke jaar wat verbygaan, voel ons hoe dat ons ouer word. Die grys hare word meer en minder, as jy 'n man is, meeste van die tyd. Die plooie word al hoe meer, jou liggaamskragte neem al hoe meer af, jy word al hoe vinniger moeg, jy kan nie meer so goed onthou nie. Daar is so baie dinge wat jy kon doen toe jy jonk was, wat jy net eenvoudig nie meer kan doen nie. Jy kan nie meer goed sien nie, jy kan nie meer goed hoor nie. Jou kragte neem af, en ons besef dit. Elke jaar wat verby tik, besef ons die tyd stap aan. Ons is tydelik, tydgebonde,
en verganklik. Ons dink terug oor die afgelope jaar met hartseer, omdat ons geliefdes aan die dood afgestaan het, wat vir ons die tydelikheid van ons menswees hier op aarde net soveel meer beklemtoon. Maar, en dis 'n groot maar, ons verheug ons daarin met volkome blydskap dat Jesus die ewige Vader en die ewige lewe, die ewige lig en die ewige woord is. Dit skryf Johannes sodat ons blydskap volkome kan wees. Dit het ons gelees. En daarin moet ons verheug dat God ewig is, dat die tyd hom nie kan vashou nie, dat hy nie daaraan gebonde is nie, dat hy nie verganklik is nie, maar dat hy van ewigheid tot in ewigheid bestaan en regeer. En omdat dit waar is ons toekoms in 2026 veilig in ons ewige Vader se liefdevolle, getroue, versorgende hande. Want dis mos wat 'n Vader doen. Hy het liefdevolle, versorgende hande. En hy hou sy kinders vas. En wat het Jesus gesê? Niemand sal ons uit sy hand ruk nie. Hy sal ons vashou. So ons kan in die geloof die nuwe jaar ingaan. Al is daar baie onsekerheid, baie goed wat ons nie weet nie, kan ons ingaan met 'n vertroue en met 'n vaste geloof dat ons veilig is in die ewige God wat die tyd te bowe gaan, se hande. Die ewige God wat so groot is dat ons met ons klein menslike verstandjie ons bes kan probeer om iets van hom te verstaan, maar nooit in staat kan wees om alles van hom te kan begryp. Ons ewige toekoms, en dis die kersie op die koek, word deur ons ewige Vader gewaarborg. Petrus skryf dit baie mooi in 1 Petrus 1 as hy sê, God bewaar die ewige lewe vir ons veilig in die hemel, en hy bewaar ons veilig vir die ewige lewe. So dubbele veilige bewaring wat ons het. En omdat God ewig is die ewige lewe ook vir ons gewaarborg. En kan ons in die geloof lewe, dat die bloed van Jesus ons reinig van elke sonde. En daarom kan ons nie beweer dat ons nie sonde het nie. Kan ons ook nie in die duisternis en in die sonde lewe nie. Ons is kinders van God en daarom kinders van die lig. Ons lewe dus in gehoorsaamheid aan God, uit dankbaarheid vir ons verlossing. En as ons sonde gedoen het, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Hoe wonderlik is dit nie? Om hierdie waarborg te hê en om daarin weer herinner te kan word wanneer ons die nuwe jaar en elke nuwe jaar ingaan. Ons het 'n ewige Vader wat ons vashou, wat die ewige lewe vir ons bewaar en wat elke treukie van die pad met ons is, ons vashou en ons dra. Amen. Kom ons bid saam. Ewige Vader, wonderbare raadsman, magtige God en vredevors. Vanaand aanbid ons U in U mag, majesteit en heerlikheid. Ons besef net weer eens hoe groot en indrukwekkend U is. As ons maar net na die skepping kyk, dan sien ons daarin hoe kunstig U alles gemaak het en hoe U ook vir ons kunstig aan mekaar geweef het in ons moederskoot. Ons loof U, Here, omdat U nie aan tyd gebonde is nie. Omdat ruimte en plek U nie kan vashou nie. Omdat U alwetend en alomteenwoordig is. En omdat U ewig is. En omdat al daardie dinge van U waar is daar niemand beter om ons lewens aan oor te gee in hierdie komende nuwe jaar nie. En daarom wil ons juis dit vanaand kom doen. Vader, in U hande, kom gee ons vanaand ons lewens oor. Amen. U het nou geleentheid om die Here te dien met die dankoffers.